Goeiemôre, dankie dat jy weer saam met my kuier vanmôre. Ons is by dag 6 en ons kyk nog steeds uit die wyse Salomo en hoe hy die wysheid van God ontvang het en daai wysheid aan my en jou oordra deur die boek van Spreuke, né? Nou Salomo kom ook, ek het nou 'n paar sensitiewe punte die afgelope oggend aangeraak, jy wat nou saam met my was, jy wat nie het nie, jy kan net 'n bietjie teruggaan, jy moet nou nie een oggend mis nie, want dis 'n paar interessante, maar tog ook 'n bietjie, kan ek sê, sensitiewe punte wat hy aanraak, en Salomo raak nog 'n baie interessante punt aan. Kyk wat sê in Spreuke 12 vers 16, hy sê, 'n dwaas is opvleend, 'n verstandige persoon bly kalm, wanneer hy beledig word. Hy sê, dis dwaas om opvleend te wees. Waarvan praat hy? Hy praat van ons nie meer. Nou, ek weet baie van die wat hier inskakel, sukkel so 'n bietjie met die ding, né? Want jy sien, ons nasie, ons volk, het maar 'n geaardheid van opvleend wees en vinnig reageer en vinnig op ons perkie klim en vinnig ons kuite styf maak, nee, oor goed wat gebeur. Ons die meer is so en ons tree op en dan baie keer gebruik ons nog hierdie selfregverdiging ook. Ja, maar daai is verkeerd en daai en hulle dis hulle. Nee, meer is nie hulle nie. Meer is jou probleem. Meer is nie ander ouens se skuld nie, meer is jou skuld. Jy sien, dis die probleem. Ons moet ook partykeer stop en net besef dat die probleem wat ons mee sit is baie keer ons eie toedien. Ons eie toedoen. Kyk wat sê Spreuke 16:32. Hy sê, dit is beter om geduldig te wees as dapper. Selfbeheersing is beter as om 'n stad in te neem. Hoor mooi. Salomo wil vir my en jou leer. Volgens wat ons begin by 2 Timoteus, van die woord van die Here sê, sy woord is daar om ons te leer, om ons te onderrig, sodat ons uiteindelik sy doel kan bereik, né? So daaroor gepraat het die eerste oggend. Hoor gou mooi. Hierdie skrif, God wil jou vat na die plan en die doel van hy het vir jou lewe. En partykeer beteken dit ons gaan met sekere goed in ons lewe aan werk. Soos wat Spreuke sê, vat hierdie raad. As jy suksesvol wil wees in wat God vir jou beplan, moet ons leer om geduldig te wees, eerder as om dapper te wees. Te wag vir God, voor ons reageer, om nie opvleend te wees nie, om selfbeheersing toe te pas. Selfbeheersing is wat? Is 'n vrug van die Gees, né? 'n vrug van die Gees. Hoe kry ek selfbeheersing? Deur meer Gees in my lewe te hê. Want die teenwoordigheid van die Gees, die vrug daarvan, is selfbeheersing. Pastoor, ek kry nie selfbeheersing reg nie. Jy's reg, jy gaan dit nie reg kry nie, want jy moet die bron hê. Die boom is die Gees van die Here. Hoe meer Gees van God in jou lewe is, hoe makliker is selfbeheersing. Hoe makliker gaan ons dit reg kry. Kom ons laat toe die Gees van die Here oorvat in ons lewe, sodat ons met hierdie meer probleem mee kan hanteer. Kom ons bid saam. Dankie Here. Elke man en vrou het saam ingeskakel is vanmôre. Mag jy met hulle praat, mag jy met hulle werk, mag hulle hart oor vanmôre. Mag ons leer om selfbeheersing as 'n vrug van die Gees in ons lewe ten alle tye te hê. In Jesus naam. Amen.